Môre maatjies, en dit is die heel laaste Sondag van die jaar. Kan julle dit glo? Die jaar is verby en ek weet julle kan nie wag dat die skole weer begin nie, nê? Nie waar nie? Of hou julle nog lekker vakansie? Maats, maar of dit vakansie is en of dit nou skool is, ons moet altyd Vader Jahwe se woord lees, of ons by die huis is, of daar by die see, of in die berge, ons moet altyd Vader se woord lees. En ons gaan vandag so 'n bietjie die laaste keer uit daai moeilike boek in die Bybel. Wat is die boek se naam? Levitikus. Dis nou die boek wat nie baie verhale het van Dawid en Goliat en al die maklike verhale. Dit is bietjie moeiliker. So mamma en pappa verduidelik maar so 'n bietjie. Maar hier is baie mooi lessies. Levitikus 26 is 'n baie maklike les. Dit is of reg of dis weg. Dit is of die belofte van Jahwe se seun of pakslaa, baie erge pakslaa vir Israel. Vader Jahwe sê vir Israel, ek alleen is julle God, julle mag geen ander gode voor my hê nie. Nie afgode van hout of klip of niks nie, julle moet my alleen dien. En weet julle maats, Vader Jahwe sê vir Israel, as julle my alleen dien, dit sal so goed gaan met julle. Nou hier by ons is dit nou somer, nê? Daai lychee bome buite hang so van al die vrugte, nê. Maar ons het nou ook gesien wat gebeur as ons nie gif spuit nie, dan is daar peste en pla. Nou Vader Jahwe sê vir Israel, as julle vir my lief is en my dien, dit sal goed gaan, julle vrugtebome sal baie vrugte hê, daar gaan nie peste en pla wees nie, daar gaan baie diertjies in die kraal wees, die reën kom op sy tyd, dit gaan regtig goed gaan. En julle hartjies gaan nie eers bang wees vir niks nie. Kyk nou, as daar nou vyande agter daai bult uitkom, dan stuur julle sommer 1 of 2 mense. As julle 1 stuur, sal 100 weghardloop. En as julle 2 stuur, sommer 1000. Niemand is bang nie, almal is gelukkig. Dit is nou as hulle wat doen? Vader Jahwe dien. En lief hê, natuurlik, om hom te dien is om hom lief te hê met jou hele hart en siel, krag en verstand. Hulle moet nie net Jahwe dien vir al die baie goeie dinge wat kan gebeur nie. Hulle moet hom lief hê, omdat hy vir hulle lief is. Maats, maar dan is daar nou die tweede gedeelte. En dit is nou as Israel ongehoorsaam is. Sê bietjie ongehoorsaam? Ongehoorsaam. Dis as hulle nie luister nie. Hulle doen wat hulle wil, hulle luister nie na Vader se gebooie nie. Dan sê Vader Jahwe, ek gaan julle tigtig soos 'n mens 'n kind pak slaag gee. En as hulle nie luister nie, dan gaan ek nog 7 keer erger. Dit gaan nie goed gaan met die oeste nie. Julle gaan begin bang wees. Daar is nie eers iemand wat kom nie, dan hardloop julle al klaar. Julle kan nie aan slaap nie, julle is bang vir alles. Julle beklei met mekaar. Daar's peste, daar's pla, daar's siektes. Die ergste maats, totdat hulle uit hulle land uit weggaan in ballingskap. En ons weet, dis maar eintlik wat gebeur het. Wat dink julle wat het Israel gedoen? Die goeie of die slegte? En mens kan nie glo dat hulle nou so waar die slegte kies nie, maar hulle het die slegte gekies. Maar sê aan die einde van die hoofstuk is die mooiste gedeelte wanneer Vader Jahwe sê, Israel, selfs al is julle uit julle land uit, selfs al het julle daar alles verloor, al is julle baie ver en julle verlang terug, as julle hartjies terugkom na my toe en julle sê jammer, dan sal ek julle styf vasdruk en ek sal vir julle God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. En so, die wet in Levitikus 26 het vir hulle voor die tyd eintlik gesê wat gaan gebeur, en dit het gebeur, en Vader Jahwe is getrou. Maats, en dis wat ons moet verstaan. Baie kere sê mamma of papa, moenie, ek gaan dit of dat doen, en dan dink julle, ag, mamma is dalk nie ernstig nie. Maar Vader Jahwe is altyd ernstig oor sy woord. Jy kan dit glo, want die woord sê so, nee, dit is baie belangrik. En dit is die belangrike deel van Levitikus 26. Israel moes dit geglo het, want Jahwe het so gesê. En alles het presies net so gebeur. Kom ons sit stil en bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie dat ons die woord kan lees en dit kan glo en kan sien alles wat u sê, dit doen u. En dankie dat u liefde gewaarborg is, dat dit vas is, dat ons ook vanoggend daarin kan vashou. Dankie dat ons in Yeshua vergifnis kan ontvang vir al ons skuld, vir al ons sonde, al Israel se
ongeregtighede, ongehoorsaamheid. Dankie dat U nog steeds vir Israel lief is. Amen. Maats, nou moet julle hierdie laaste paar dagies van die jaar baie soet wees en volgende jaar 2 keer so soet. Tata!